Hierdie 3 term wat hulle vir jou gee om te faktoriseer, het 'n getal wat voor die x² term staan, wat nie 'n 1 is nie. Nou wat jy heel eerste kan doen, is jy kan 'n gemeenskaplike faktor uithaal, om daardie getal kleiner te maak, en natuurlik makliker om mee te werk, maar dit gaan nog steeds nie die getal wat voor die x² staan 'n 1 maak nie. So jy moet mooi kyk na hierdie 3 term, en jy moet hom faktoriseer met 'n tegniek soos byvoorbeeld die Kreyszig metode. Moet jy hierdie 3 term faktoriseer. Enige tegniek wat vir jou gaan werk, maar jy moet hom faktoriseer met in agneming dat die getal wat vooraan staan nie 'n 1 is nie, wat beteken jy moet met daardie getal en met daardie getal se faktore gelyktydig werk om die middelste term te kry. Met ander woorde, wanneer jy die 2 hakies klaar het, wanneer jy nou klaar gefaktoriseer het, en dan kan ook terme voor en agterop kan staan, mens weet nooit, maar wanneer jy klaar is en jy maal alles weer uit, dan moet jy terugkom by daardie 3 term. En daardie middelste term, daardie 10 spesifiek, die minus kyk jy later na, maar die 10 spesifiek, dit is die wenk waarna jy moet kyk. Hoe kry ek die verskillende faktore van die voorste getal en die laaste getal met mekaar gemaal om vir my 10 te gee, en dan kan jy ook gaan kyk na hoe kan ek minus 10 kry.